Lees Markus 14, daarvan vers 1 tot en met vers 11. En as ons al gelees het, dan sal ons tot God nader in gebed. So kom ons lees saam Markus 14, daarvan af die eerste vers. En die Pasga en die fees van die ongesuurde brode sou in 2 dae wees. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom met lus gevange kon neem en doodmaak. Maar hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie. En toe hy in Betanië was in die huis van Simon die Melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albasterfles met egte, baie kosbare nardesalt. En sy breek die albasterfles en gooi dit op sy hoof uit. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê het, waarvoor het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. En hulle het teen haar uitgevaar, maar Jesus sê, laat haar staan, waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. En Judas Iskariot, een van die 12, het na die owerpriesters gegaan, om hom aan hulle oor te lewe. En toe hulle dit hoor, was hulle bly en het beloof om die geld te gee. En hy het na 'n goeie geleentheid gesoek, om hom oor te lewe, tot sover. Die skriflesing vanoggend saam, kom ons nader tot God in gebed. Heilig, 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 driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Vanoggend kom ons by mekaar om U te aanbid, U te loof, U te prys, U te verheerlik, maar ook ons hoofde voor U te buig in nederigheid, omdat ons besef, ons verdien dit nie om in die teenwoordigheid te mag wees, en voor die aangesig te staan en te bly lewe nie, want ons is sondig. Die sondige natuur neem die oorhand so gereeld in ons lewens. Maar wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om dit deur die inwerking van die Heilige Gees te besef. Te besef dat ons verkeerd is nie, te besef dat ons sonde het nie, te besef dat ons ongeregtighede het nie. En dan ook tot die besef te kom dat ons hier 'n besondere geleentheid het om ook ons skuld aan U te openbaar, om verootmoediging voor U te doen, om nederig ons hoofde te sag, en pleitend en smeekend vir U te vra, vergewe ons sondes. Maar ook gee ons die wysheid en die krag, die verstand en die gees en die kennis wat ons nodig het, om daadwerklik teen die sonde in ons lewens te stry en dit te oorwin. Ons vra dat U dan ook op hierdie oggend, waar dit nat is, waar ons opreg dankbaar is vir die goedheid en die guns, dat U ook tot ons sal spreek deur die woord as 'n vader wat bemoeienis maak met sy kinders. Maar ook 'n vader wat regverdig is en ernstig is, om ons ook te help om 'n beter lewe hier in die tydelike lewe te leef. Dat ons getuienis ook direk vanuit die evangelie sal wees, as iemand anders na ons kyk, ons woorde luister en ons optrede sien. Ons weet, Here, ons is niks sonder U nie, en daarom vra ons dat ons saam met Moses sal sê, as U nie saam met ons gaan nie, laat ons nie een tree verder gee. Ons berei onsself voor op hierdie onbeskryflike naweek wat voor lê. 'n naweek van bloed en 'n gebreekte liggaam vir ons. En ons vra dan ook so, Here, dat U ons sal help om te kyk na ons eie harte. Om ook die vrae wat ons vandag in hierdie prediking te hoor, dit te antwoord. En ons bid, Here, dat U ons sal help om staande te bly ook in hierdie baie moeilike tyd waarin ons lewe. Baie dankie vir die Bybel wat tot ons spreek vanoggend, dat ons nog die voorreg het om dit op die kansel te kan open. Baie dankie vir Jesus Christus se soenverdienste wat ons kinders van God maak. Maar ook baie dankie vir die Elke Kerk Standerton wat suiwer woordverkondiging, suiwer bediening van die sakrament en opsig dig ook toe as die ware kentekens van 'n ware kerk. En ons bid dat U ons sal begelei in hierdie tyd waar dit so sensitief is, waar die mense hulle eie opinies en sê het, en dit is geldig. Ons vra, Here, dat U ons sal help, dat ons nooit ons lewens sal meet aan die wêreldse standaarde nie, maar elke dag ons lewens sal meet aan U standaarde. In Jesus naam bid ons dit deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes, ons het weer nie 'n spesifieke teksvers waarby ons gaan stilstaan nie. Ons gaan deur hierdie gedeelte werk en ons gaan voort op die reis dat ons tot hierdie insig kom dat Jesus ly vir jou. Dis die hooftema van ons reeks tot en met Goeie Vrydag. Jesus ly vir jou. Wegbeweeg van die universele gedagtes of die veralgemening van gedagtes oor ons of baie, maar nee, ons maak dit persoonlik in hierdie reeks. Jesus ly vir jou. Nou, geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, ons het vanoggend die voorreg geniet om God se woord te hoor. Mag elkeen nou die saligheid in Christus Jesus ervaar en beleef en sy daaraan opsluit en daarvolgens gaan lewe. Nou, geliefdes, daar is baie oomblikke in 'n mens se lewe wat ons ruk tot stilstand of onsself stil maak. Alles rondom ons stil maak. Oomblikke wat jou dwing om eerlik te wees oor wat werklik saak maak, oor wat werklik belangrik is, oor wat werklik 'n prioriteit moet wees. Daar is baie insidente en baie oomblikke wat 'n mens tot stilstand ruk. Sekerlik een van die bekendste gedeeltes is wanneer jy by 'n oop graf moet staan van 'n geliefde. En op daardie oomblik, wanneer 'n mens sien hoe daardie kus afgesak word, dan voel dit of jou hele wêreld stil raak. Dit natuurlik terwyl die wêreld aangaan. Voertuie ry verby 'n mens. Mense gaan aan met hulle lewens. Mense lag en het vreugdevolle tye terwyl jy stil staan. Daar is baie ander insidente ook wat maak dat ons stil staan en wanneer ons tot so stilstand geruk is, dan maak dinge wat ons die vorige dag gedink het belangrik nie meer werklik saak nie. Dit speel nie werklik 'n rol in ons oomblik daar waar ons staan nie. Gister se dinge lyk glad nie meer belangrik nie. Geld, planne, status, alles begin ewe skielik net klein en leeg. Alles in jou lewe tot op daai oomblik voel of dit sy gewig verloor het. Ek weet nie of jy daardie oomblikke in jou lewe kan onthou, dalk gaan die tans nou weer so oomblik waar die omstandighede in jou lewe jou tot stilstand druk. En dit is vir jou moeilik om self te sien hoe die wêreld kan aangaan. Maar jy het pyn en jy het angs en jy het bekommernisse en benoudhede ensovoorts. Ons kan verder ook praat na 'n baie bekende oomblik in jou se lewe, daardie nagte wat stil raak, wanneer jy wakker lê en begin 'n ondersoek oor jouself doen, en dan is daar heeltyd hierdie een vraag wat opkom, hierdie een vraag wat ons harte diep sny. Is my saak werklik reg met die Here? Is my saak reg met God? Is ek reg met God? Nie voor mense nie, of wat mense van my dink nie deur 'n voorgee nie, maar daai oomblik waar jy lê en jy ken jouself die beste en jy vra jouself die vraag: ken ek werklik Jesus Christus? Waar staan ek met hom? Daardie vraag wat die hart en die emosie van die mens sny. Ons leef in 'n wêreld ongelukkig wat alles wil meet, alles wil bereken en alles wil beheer. Alles in vandag se tyd moet sin maak. Ons soek antwoorde op alles. Alles wat ons doen, op alles wat ons dink, op alles wat ons beplan, moet 'n sekere soort voordeel oplewer. Maar elke keer wanneer ons die evangelie aangaande Jesus Christus lees of daaruit preek, dan word ons ook tot stilstand geruk, want die evangelie kom openbaar 'n heel ander manier van dink. Dit kom maak iets heeltemal anders by ons oop. By Jesus Christus gaan dit nie oor vir wat vir mense sin maak nie, of wat jy kan begryp nie, of wat jy verstaan nie. By Jesus Christus, reg deur die hele evangelie, gaan dit uit en uit oor oorgawe. Dit gaan vir hom in die evangelies net oor jou hart. By hom gaan dit eintlik oor die vraag. Dit kry ons uit die evangelies uit. Wat is Jesus Christus vir jou werd? As jy nou mooi daarna kyk, ons lewe tog in 'n wêreld waar alles gemeet word aan 'n mate van waarde.
Wat is Jesus Christus vir jou werd? Wat is Jesus Christus, die heerlike seun van God, wat ons al hier in die woordheid ontmoet het, vir jou in jou lewe werd? Hierdie vraag staan sentraal in die evangelie volgens die evangelie van Markus. Net daar voor die kruis sien ons twee radikale, verskillende reaksies op Jesus Christus. As ons hierdie gedeelte lees, sien ons aan die een kant hierdie lelike reaksie, hierdie uit en uit wêreldse reaksie, wat die Here Jesus Christus net wil gebruik, of selfs uitskakel, wat met berekeninge aanbid word, deur beplanning gevolg word, en soms so gereeld ook verraai word, en verwerp word. En dan in hierdie gedeelte sien ons ook 'n vrou, 'n baie eenvoudige vrou, wat alles gee. Wat letterlik en figuurlik alles vir die Here Jesus Christus gee. En vandag wil die Here ons bring om eerlik hierdie vraag te beantwoord. Waar staan ek en jy met die Here Jesus Christus en wat is hy vir jou werd? Die gedeelte wat ons saam gelees het, speel af 'n paar dae voor die kruisiging voor ons Here Jesus Christus. Is 'n tydperk van groot donkerte. Ons lees in hierdie gedeelte dat hulle besig is om hulle self voor te berei vir die Pasga en die fees van die ongesuurde brode, wat beteken die volk is besig om hulle self heilig voor te berei, om terug te dink aan hierdie wonderlike gawe wat die Here vir hulle gegee het, hoe hy hulle uitgelei het in die magtige greep van die Egiptenare, hoe hy hulle beskerm het, hoe hy hulle versorg het, hoe hy hulle gevoed het, hoe hy hulle geonderhou het, in die moeilikste tyd van die bestaan van die volk. So dis die doel, die volk is besig om hulle self voor te berei, om heilig voor die Here te verkeer, om hom te erken en te bely, en selfs ook te aanbid. En wat hartseer is van hierdie gedeelte, die leiers van die volk, en selfs ook die godsdienstige leiers, se harte is in hierdie heilige tyd gevul met haat teenoor die Here Jesus Christus. Die owerpriesters en die skrifgeleerdes soek met lus, sê die Bybel, hoe hulle Jesus gevange kan neem en sy lewe beëindig om wreed, vernederend doodmaak. Hulle haat vir hom is diep, maar daar is 'n ywer daarby. Hulle is gereed vir aksie. Maar hulle wil hom stilweg uitskakel sonder om 'n oproer onder die volk te maak, want hulle is bang daar is 'n opstand en hulle is bang daar is 'n rebellie. So hulle beraam nou planne of ondersoek moontlikhede om Jesus Christus op die eenvoudigste, stilste manier van ontslae te raak. Wat my so hartseer is hulle sien Jesus. Hy is daar voor hulle weet wie hy is. Maar hulle sien nie die seun van God raak nie. Al wat hulle sien is hierdie bedreiging vir hulle mag en hulle gesag en hulle status en hulle instansie en hulle menswees. Dan lees ons verder en ons sien ook baie vinnig hoe ons bekend gestel word aan die baie bekende Judas Iskariot, een van die naby 12 van ons Here Jesus Christus. Hy het alles gesien, hy het Jesus gehoor praat, hy het aan hom gevat, hy het saam met hom beweeg, hy het die wonderwerke van genesing gesien, hy het gesien wat Jesus alles doen, hy het die liefde gesien wat Jesus deel, wat hy het homself uitgee, en tog gaan hy na die owerpriesters toe, om Jesus Christus voor te lewer as ware in hulle hand te gee, vir geld, vir 30 pennings of 30 stukke silwer. Nou net om dit in konteks te plaas, jy moet nou verstaan, Judas Iskariot het saam Jesus geloop, hy sien hom, hy ken hom, hy weet waartoe hy in staat is. En dan dink ons aan die vraag, wat is hy vir jou werd? Wel, vir Judas Iskariot, dis in 25.000 rand. Hy het Jesus Christus verraai en as ware verkoop. Tussen 5 en 20.000 rand, ons sal lag, want dit is die geld nie. En glo my as ek vir u vanoggend sê, Judas Iskariot het ook in daardie tyd nie as 'n ryk man weggestap nie, dit was maar genoeg geld om een slaaf te koop, net een. Dis wat Jesus vir hom werd was, die prys van 'n slaaf.
verkoop nie net 'n vriend nie. Hy besef nie eers, hy is besig om die seun van God te verkoop. As ons nou met onsself eerlik moet wees. Dit is nie iets wat ver van ons af is in die wêreld waarin ons leef. Hoe maklik gebeur dit nie in ons eie harte nie. Ons weet, ons mag die Here Jesus Christus nie openlik verwerp nie deur ons woorde nie deur ons dade nie deur ons optrede nie. Maar tog kies ons so gereeld, so vinnig, iets anders bo. Ons moet nou eerlik met onsself wees hier. Hoe vinnig en hoe maklik kies ons iets wat meer waarde as Christus het op daardie oomblik maklik. Dalk vir jou eie gerief, pret en plesier, dalk vakansies, 'n bietjie erkenning, 'n bietjie sonde wat ons nie wil los nie. Ek wil nie hierdie sonde prys gee nie. Dis vir my meer werd. Ek kry meer uit dit uit as ware geloof. Ons sit in die kerkbanke, maar binne in ons, as ons met onsself eerlik is, dan soek ons tog maar ook 'n bietjie ons eie subjektiewe wil. Ons soek nog steeds na daai eie weergawe van ons lewens waarby ons verlede week stil gestaan het. Ons hou daarvan om iets te kies waarby ons kan baat, ook selfs in hierdie tydelike lewe. Ons kan naby hom lyk net soos Judas Iskariot, maar ons harte kan baie, baie ver van die Here Jesus Christus af wees. Die wêreld van Markus 14 leef vandag nog in ons harte en in ons lewens. En ons moet dit hoor, ons moet dit aanhoor. En daarom moet ons vanoggend die vraag vra, en ons gaan dit weer vra. Waar staan jy met Jesus Christus? Wat is hy vir jou werd? Wat is hy vir jou werd? Maar te midde van hierdie donker gebeure, of dit wat afspeel, breek daar ook die lig weer. Die toneelskyk van 'n beplande moord na 'n huis in Betanië, na die huis van Simon, die melaatse man. Daar sit die Here Jesus Christus aan tafel, en dan kom daar 'n vrou, stilweg, stilletjies, in die toneel in. Nêrens hoor ons 'n gedruis van trompette dat sy die erkenning kan kry, of dat die lig op haar skyn nie, of dat dit vir 'n oomblik oor haar gaan nie. Sy wil nie die fokus van die gesprek wees nie, sy wil nie die middelpunt van aandag wees nie. Stilletjies, nederig, beweeg sy hierdie toneel in. En in haar arms dra sy 'n albaste fles, gevul met diersame, kosbare nardussalf. Baie, baie meer werd as 300 stukke silwer of pennings. Net om dit vir u in konteks te plaas. Dit wat die vrou in haar arms dra, volgens die meeste van die kommentatore, is daar so 'n algemene skatting in randwaarde. R500.000. Daar is van hulle wat dit meer skat na oor 1 miljoen, wat hierdie vrou in haar arms dra. Nou, Judas Iskariot, vir hom is Jesus 5.000 werd. En hier kom hierdie vrou, stilletjies, ingetoe, fatsoenlik, met 'n R500.000 fles salf in haar arms. En sy sê niks nie. Sy verduidelik niks nie. Sy knoop nie 'n gesprek aan nie. Sy staan voor die Here Jesus Christus en sy breek hierdie fles oop en sy gooi alles voor die Here Jesus Christus uit. Geen druppel word gespaar nie, geen druppel word gemors nie. Alles word uitgestort. En hierdie daad is absoluut radikaal. Sy hou niks terug nie. Dis nie net 'n mooi gebaar nie, geliefdes. Dit wat hierdie vrou aan ons openbaar vanuit ons geleesde gedeelte is die suiwerste aanbidding wat daar kan wees. Die suiwerste vorm van aanbidding. Hierdie vrou staan nie daar en vra vir die Here Jesus Christus, wat kry ek nou terug nie? Watter voordeel is daar vir my in hierdie transaksie, of in hierdie handeling, of in hierdie daad nie? Sy kom ook nie agter Jesus aangehardloop met 'n rekeningsstaat wat hy moet betaal nie, want dis dan diersame olie.
Dit kon dalk haar lewensspaargeld gewees het. Dit kon dalk haar enigste besitting gewees het wat die lig laat skyn op die dag van môre. Dit kon dalk al gewees het wat sy besit het. En al wat hierdie vrou sê, en in ons geestesoog sien ons hierdie prent, hierdie toneel vir ons afspeel. Al wat sy sê is, hy is dit werd. Hy is dit werd. En geliefdes, dit is wat ware liefde vir Christus Jesus doen. Dit hou nie terug nie, dit gee alles. Dit sien die waarde van Jesus Christus bo alles. Daar is niks wat met hom kan vergelyk nie. Ongelukkig in hierdie gedeelte lees ons ook dat nie almal het dit so gesien, nie almal het dit so verstaan nie, dit het nie by almal plek gevind nie. Die mense rondom hierdie vrou staar haar aan met verontwaardigheid. Hulle vra haar, waarvoor hierdie verkwisting? Om dit eenvoudiger te stel, hoekom mors jy met hierdie dierolie? Hoekom gooi jy dit nie op hierdie man uit? En hulle vra haar, want die mens is ingestel om prakties en selfs ekonomies te dink. Hulle dink aan wat vir hulle sin maak, wat vir hulle genoegsaam is, wat hulle verstaan. En al waarop hulle fokus, is hierdie salf. Hierdie 500.000 rand of 1 miljoen rand, se salf. En nie een van hierdie mense, wat die pad saam met Jesus Christus geloop het tot daartoe, sien hom raak nie. Kyk na hom nie. Fokus op hom nie. Maar Jesus sien anders, hy sê vir hierdie vertrekse mense, laat haar staan, los haar uit, moet haar nie so lastig val nie, sy het goeie werk aan my gedoen. Sy het vooruit my liggaam vir die begrafnis gesalf. Hoe mooi is dit? Wat vir die mense daar rondom lyk so die vermorsing van hierdie diersame salf, noem hy goed. Wat vir die mense oordrewe lyk, te veel lyk, noem hy gepas. Hoekom? Want hierdie vrou sien die kruis van Jesus raak. Sy het die voorreg om die manuskripte te kon deurwerk en deurlees, en sy sien hier voor haar is die grootste koning, die waardevolste besitting, Jesus Christus, die Seun van God, wat binnekort aan 'n houtkruis vasgeslaan sal word, want dis wat Jesaja vir ons vertel. Maar sy staan voor die Here Jesus Christus, in opgewondenheid breek sy die vlees, en sy gee alles vir Jesus. En dit is asof sy besef, hy gaan vir haar sterf. Hy gaan vir haar sonde sterf. Hy gaan haar die grootste voorreg gee, en dis om 'n erfporsie in die hemele te hê. Dis asof sy dit raak sien. Dis asof sy, die Here Jesus Christus, se hart raak sien, begrip het vir wie en wat hy is, en wat hy vir haar kom doen. Uiteindelik ook vir jou en my, wat vanoggend hier in die kerk sit. En dis wonderlik. Sy sien hom nie as hierdie blote wonderwerker, of hierdie spaarbeeld, of hierdie formule godsdienst nie. Sy sien hom as die lam wat geslag gaan word vir haar. En dan sê Jesus iets wat so mooi is, dat dit oor die jare nooit vergeet moet word nie, en tot vandag toe nog is dit nie vergeet nie. Oral waar die evangelie verkondig word, sal daar gespreek word of vertel word van dit wat hierdie vrou gedoen het. Daar waar die evangelie verkondig word, dit sal 'n getuie wees van haar lewe. En haar daad, dit wat sy hier doen, word deel van die evangelie. Ons het dit vanoggend gelees. Die evangelie is nie net dat Jesus lewe nie, dit gaan nie net oor hom nie. Wat my so mooi is van die evangelie, is daar die sagmoedigheid en nederigheid wat Jesus ook toon. Die evangelie gaan ook oor dat daar mense is wat Jesus so lief het, dat hulle bereid is om alles vir hom te gee. Dis ook mooi, dis ook wat die evangelie ons leer. En dan trek ons die lyn nou hier na ons toe vanoggend. En nou trek die Here hierdie gedeelte reguit na jou toe, want ek en jy kan nie neutraal staan nie. Daar is nie 'n middelpad nie, daar is nie 'n grys area nie.
Daar is mense wat Jesus gebruik, mense wat Jesus verraai, mense wat Jesus verwerp. Dis die een reaksie op die Here Jesus Christus, en die ander reaksie is mense wat bereid is om op te offer en alles vir hom te gee. Alles vir hom te wees. Die vraag vanoggend waarmee ons gekonfronteer word, 'n week nader aan Goeie Vrydag, is: waar staan jy met God? Waar staan jy met die Here? En dis nie 'n vraag wat ek en jy kan help om te antwoord nie. Dit is eintlik 'n vraag wat jy self sal moet antwoord. Waar staan jy met die Here Jesus Christus? Wat is hy vir jou werd? Is jy dalk soos Judas, naby aan hom, maar jou hart is baie ver verwyderd van hom af? Is jy dalk besig om hom in jou lewe in te pas waar hy pas, of waar dit vir jou gemaklik is? Hou jy nog aan iets vas, want jy voel dit is iets wat ek nie in die hande van die Here kan plaas nie. Ek kan nie alles vir hom gee nie, want ek het al probeer, hierdie werk nie. Ek gaan eerder hier self probeer. Is daar dalk 'n area in jou hart wat jy nog beskerm, dalk iets in die verlede uit, wat jy laat skaam kry, of waaroor jy vernederd voel? Die vraag wat hierdie gedeelte aan jou stel is eenvoudig. En dit kan ons uitwerk, want ons leef in 'n tydperk van waarde. Waarde aan jou lewe, waarde aan jou huis, waarde aan jou voertuig, waarde aan kos en kreditiers, en. Wat is Jesus Christus, die heerlike, heilige Seun van God, vir jou werd? Wat is hy vir jou werd? Dis die vraag waarmee ons huis toe moet gaan vanoggend. As hy werklik vir jou die Seun van God is, en jy plaas jouself in hierdie gedeelte saam met die vrou, en jy sien in jou geesteshoop hoe Jesus Christus vir jou gaan sterf, vir jou aan 'n kruis vasgeslaan word, sy bloed soos druppels op die grond laat val vir jou. As jy besef hy werklik alles vir jou gegee het, sy hele tydelike bestaan vir jou gegee het, dan kom jy die vraag: hoe kan jy terughou? Hoe kan jy terughou? Ware liefde vir Christus bereken nie. Ware liefde vir Christus hou nie terug nie. Ware liefde vir Christus breek oop en gee alles. En ek wil afsluit. Gemeente, geliefdes, neem hierdie beeld saam met jou huis toe vandag. In jou geestesoog sien hierdie stil vertrek. Hierdie vertrek is gevul met almal wat Jesus volg. Almal wat sê hulle is naby aan Jesus. En in hierdie vertrek is daar een vrou, een uit die baie. Net een vrou wat stilweg na Jesus toe loop. Soek nie die fokus nie, soek nie die erkenning nie, haar naam word nie eens genoem nie. Stil. Stil stap sy na Jesus Christus. In haar arms, haar waardevolste besitting. Heel waarskynlik al wat sy besit. Albaster vleis en sy breek dit. En hierdie geur van hierdie nardesolie is sterk en dit vul die hele huis. Almal kan dit ruik. Dit word nie weggesteek nie. Ek wil amper vir julle sê, dit is hoe iemand se hart lyk, wat werklik aan Jesus Christus behoort. Nou staan ek en jy voor hom persoonlik vanoggend, nie as deel van 'n skare nie. Ek en jy staan as individu voor die Here. En hy kyk na jou met oë wat alles sien en alles weet, met oë vol liefde en oë vol genade, maar ook vol waarheid. En hy vra jou vandag die vraag: wat hou jy terug? Of wat hou jou terug? Wat maak dat jy nie alles vir die Allerhoogste wil wees en gee nie? Wat maak in jou lewe dat die Here Jesus Christus se waarde minder word en nie meer word? Is dit jou trots, die gemak van sonde, jou planne, jou begeertes, jou hart? Wat maak dat jy terughou
En jy moet oortuig is, en spyte van Jesus navolg soos die vrou met die albasterfles nie. Sien jy nie raak hoe sy bloeddruppels jou naam op die grond in die gebied van die ewige lewe skryf nie? Sien jy dit nie raak nie? Begryp jy nie wat hy vir jou gedoen het nie? Jy sal dit vir niemand doen nie. Hy het alles vir ons gegee, hy het niks teruggehou. Dan niks vashou behalwe Jesus. Die 6 dae na hierdie gebeurtenis het hy in 'n ou kruis gehang. En 3 dae later was die graf leeg. Hy leef. En hy roep jou tot oorgawe. Mag die Heilige Gees in jou hart so werk, dat jy nie net hoor vanoggend nie, maar dit sal oorgaan tot doen, en 'n lewe wat God behaag. Dat jou lewe soos hierdie albasterfles sal wees. Gebreek en uitgegooi vir Jesus Christus alleen. En wanneer die evangelie ooit verkondig word, of 'n gedeelte soos hierdie gelees word, mag mense ook aan jou dink. Dat jou lewe 'n getuienis is wat sê, ek het werklik my alles vir Jesus gegee. Dis iets om na uit te sien. Ek wil vir julle sê vandag, dit is moontlik. Dit is absoluut moontlik. Maar Jesus se waarde in jou lewe bepaal die antwoord op al hierdie vrae wat ons vanoggend gevra het. En mag jy asseblief vandag huis toe gaan en hierdie vrae gaan antwoord, veral met die voorbereiding vir die 3 April se Goeie Vrydag is. Ons voor die kruis staan, en dan kan ons nie sê, ons het nie geweet nie. Mag die Here ons sterk in ons geloof, en mag hy vir ons genoeg wees. Amen. Kom ons dank. O Here, ons God, baie dankie dat ons ook vanoggend die voorreg het om weer die woord geroer te word in ons harte, want ons weet, Here, dat dit is so maklik vandag om maar net te sê, ons is die kinders. Wanneer daar dalk 'n vraag gestel word van die waarde van Jesus, dan sukkel ons dalk om daar die vraag te antwoord, want ons leer dit aan ander dinge wat ook 'n waarde in ons lewens het. En mag die Gees ons help om ook ons allerbeste vir die allerhoogste te gee. Ons vra, Here, dat U ons ook sal seën in hierdie week. Ons bid, Here, dat U ons al die goeie gawes sal gee, want U is die goeie gewer, en wat het ons wat ons nie ontvang het nie? Ons dank die Here vir die reën wat geval het. Ons weet, dit is 'n baie sensitiewe tyd waarin ons landbougemeenskap reg oor die land verkeer, uitdagings is baie, maar dit is ook, hulle het 'n besondere voorreg om ook eerstehands op hulle knieë te kan buig, want hulle is so afhanklik van U. Mag elkeen van ons ook afhanklik van U wees, en mag die waarde wat U in ons lewens vir ons gee meer wees, as dit wat die wêreld se waarde vir ons bied. Help ons, Here, dat ons vir ons 'n skat in die hemel mekaar maak, en die skat op waarde waarop mot en roes dit kan verwoes nie. Ons bid, Here, dat U ons sal lei om eers die koninkryk van God te soek, en daarna alles wat U ook in ons openbaar is genoegsaam. Ons vra dat U ons sal seën ook in hierdie week, dat ons sal aandag gee aan hierdie vrae, en dat ons ook tot antwoorde sal kom, en dat daardie antwoorde ook ons sal lei om 'n beter lewe te leef, om ook 'n getuienis vir U te kan wees hier op aarde. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.